Môre, dis al week 7, wat ons so saam kuier, en ons kos nou is die tweede boek van die Bybel, Exodus. Dit vat so lekker om die deel te werk. Exodus is die boek wat ons die meeste ken rondom die figuur Moses. Nou julle onthou van Josef wat laasweek ingetrek het in die land, hy het vir sy broers gesorg, en nou begin hierdie Israeliete, dis nou seker nie die regte woord nie, maar aanteel, word hulle meer en meer en meer, is daar amper 1 miljoen van hulle, en Farao sien hierdie ouens kan nogal hard werk, so hy gebruik hulle eers as werkers en later as slawe, en hulle word aangesê en aangeslaan om te kan werk, en hulle maak bakstene, en hulle werk, en hulle bou al die mooi goedes wat Farao belangrik laat word, en op 'n dag dan sê die Here, maar ek het nou genoeg van dit, ek gaan my volk na 'n splinter nuwe plek vat. Hier's 'n reminder, maak dit nie oor vas. Die Here wil nie ons met 'n klomp slawe wees nie. Daar's vir ons iets moois in die vooruitsig, en daar's 'n journey waar jy ons op 'n nuwe plek toe wil neem. En ek weet nie waar jou journey is nie, ek weet nie waar op die journey is jy nie, maar die verhaal van Exodus is die verhaal van mense wat geswoeg het en gesweet het en gesê het, Here help ons, en toe sê die Here, okay, ek help julle. En hy stuur die mees onwaarskynlike hakel, en hy sê vir Moses, ek gaan jou gebruik, en ek gaan jou broer gebruik, en die 10 pla, en ek gaan jou deur die woestyn vat, en die roete tussen die slawerny, Egipte, en die nuwe land, Israel, is 'n journey wat jy so in 11 dae kan aflê. En hulle vat 40 jaar. Julle almal ken die eerste deel van die verhaal, waar hulle uitgegaan het, en ons is nou deel van Pasies, ons gaan daaroor gesels, as ons by Levitikus en Numeri kom, waar hulle die bloed gebruik, die bloed in die deurkosyne, nadat hulle die 10 plaag, die laaste plaag, sê die Farao asseblief gaan het, want die eersgeborenes is skielik oorlede, en hulle trek, en voor hulle by die Rooi See kom, is die klomp Egiptenare agter hulle, en die Here maak die Rooi See oop, en die Israeliete trek deur, en die maak toe, en die arme Egiptenare, hulle almal verdrink, en dan vir 40 jaar, soeg en sweet hulle deur die woestyn. Kan jy jouself indink, vir 40 jaar trek jy, en daar is net 1 miljoen mense wat saamtrek, dit kan selfs meer is, party praat van tot 1,5 miljoen wat saamgetrek het, en elke aand moet hulle iewers 'n plekkie kry om te slaap, en dis woestyn, so wat kort, water en kos. Reverse gou terug na Genesis 12 toe. Wat sê Here se belofte? Ek gaan vir jou groot nageslag gee, hulle sal 1,5 miljoen, daai belofte gebeur, en ek gaan vir jou grond gee, en die Here is op pad met hulle na die grond toe, maar hulle, die ou vertaling het mooi gesê, hulle bly murmureer, moan and groan. Daar's baie beter Afrikaanse en Engelse woorde wat om aan te dui, maar hierdie ouens bly kla en kla en kla, en uiteindelik is die Here met hulle op pad van Egipte af, deur die woestyn, na die beloofde land toe. So kom ons maak klaar vir vanaand. Ek dink die Here wil net sê, ek weet wanneer ek met julle op pad is. Ons is Suid-Afrika en ons beleef dalk maar 'n woestyntyd nou nie. Min water, min kos, min geld, min aandag wat aan ons geskenk word, baie probleme, baie ontberings wat ons moet deurgaan, baie frustrasies wat ons moet, en tog sê die Here vir ons, moenie stop nie. Hou op murmureer, ek is op pad met jou. Mag jy dit beleef, dat die Here 'n Moses stuur, en dit hoef nie 'n figuur te wees, 'n mens te wees, 'n karakter te wees nie, maar dat hy ons juist hier in die woestyn vat, en wil sê, tree vir tree, al kyk jy voor jou en jy sien net sand, en links is net sand, en regs is net sand, en agter jou is sand, en die sand is sommer 'n deel van jou, in jou ore, en in jou, ek is by jou, ek sal by jou wees, trust my, en die Here gee elke keer vir hulle water, of het nou die rots uitkom, en of het nou 'n put is wat bitter water is, en dan skielik word dit lekker water, en of het nou kwartels en manna is, elke aand kry die Israeliete kos, voorsien die Here, al is dit dieselfde kos, oor en oor en oor, en die Here sê, ek sal vir jou sorg, ek weet nie waar ek in jou lewe nie, waar is jy op jou journey nie, maar ek dink dit is woestynerig, maar hier is die geheim, die Here sê, ek sal by jou wees, ek sê jou dra, trust my, ek sal by jou wees, ek is op pad met jou, beloofde land, dis wat nie vooruitsig is.
Here, ons weet nie waar daai beloofde land is nie, ons weet nie hoe dit gaan lyk nie. Maar stap hier vorentoe. Ons sal agter U aanstap. Ons sal ophou kla en mor en te kere gaan. Ons sal sommer net U vertrou. Dankie dat ons U kan vertrou, sommer blindelings kan vertrou. Ons trust die Here. Amen. Nou ja, hy 'n baie lekker dag verder. Hy 'n lekker naweek wat voor lê en ons sien mekaar Sondag. Ons gaan 'n bietjie gesels oor vergifnis Sondag. Ek sien baie uit om saam met julle te kuier. Hê 'n vreugde lekker week. Cheers.